vriende, ek wil vanoggend begin met 'n oefening. So, julle kan julle hand opsteek as jy 'n kans sal sien vir dit, maar ek wil jou vra vanoggend. As ons nou die besluit maak, so vanoggend na kerk klim ons almal in ons karre en ons gaan vir 'n week, gaan ons nou weg. Ons stuur gou vir almal wat vir wie ons werk, stuur ons 'n boodskap en sê, hoorie, ek gaan nie die week inkom nie. Ja, sorry, ek gaan vir 'n week op vakansie. Wie van julle sal dit gemaklik kan doen sonder om elke 10 minute jou foon te wil check of iewers by die werk daar nie 'n vuur is wat doodgemaak moet word of waar jy net nodig gaan wees nie? 'n volledige 3 van ons. Sien, die res van ons moet dalk leer om net 'n bietjie te laat gaan, om 'n bietjie te ontspan. Sien, ons gesels vandag oor een van daai goed wat ons almal weet ons moet doen, maar tog baie min van ons reg kry. Dis iets wat ons gereeld oor praat, maar tog sukkel ons nog steeds met dit. So ons praat vandag oor rus. Sien, daar's 'n soort moegheid wat ek en jy partykeer ervaar, wat net eenvoudiglik nie weggaan as ons meer slaap nie. Sien, dis die moegheid wat kom van altyd aan wees, altyd bereikbaar, altyd beskikbaar. Sien, altyd agter nog iets aan wees. En baie mense leef nie meer in dae nie, maar ons lewe in agterstand. Want ons dag raak so vinnig, so vol met al hierdie goed wat gebeur en ons kom nie by alles uit nie. So dan spoel dit oor na môre toe en môre was al klaar 'n vol dag gewees en dan is van vandag se goed moet nou môre ook gedoen word en môre kom ons dan nie by al môre se goed uit nie en dan spoel dit weer oor na oormôre toe en dit voel asof ons net nie kan byhou nie. Dis hierdie konstante gevoel dat daar altyd iets is wat vir ons wag. Nog iets om te doen, nog druk, nog 'n plan wat ek en jy moet maak. En wat vreemd genoeg is van hierdie tipe leefstyl, is dit steel stadig alles wat menslik is. Vreugde word vir my en jou vlakker, geduld word korter en aanwesigheid raak skaars. Sien, in hierdie tipe van wêreld, dan klink die idee van rus nie eintlik as 'n beloning nie. Dit klink meer soos 'n rebellie. Vir party van ons klink dit selfs eintlik so bietjie soos 'n straf. Maar dit is presies in so 'n tipe leefstyl waar God begin praat. Sien, ek deel nie vanoggend net een storie met julle nie. Ek wil vanoggend 5 stories met julle deel, want reg deur die Bybel sien ons dat rus 'n belangrike ritme is. Ons sien dat rus iets is wat elkeen van ons eintlik nodig het. En die eerste storie wat ek met julle wil deel is God wat stop in die middel van volmaaktheid. Sien, die eerste keer wat rus ooit in die Bybel genoem word, is nie omdat iets gebreek het nie. Dis omdat iets voltooi was. Julle vat nog Genesis 2 vers 2 en 3 toe. Wat sê, op die 7de dag was alles klaar. Al God se werk was afgehandel en op die 7de dag het hy toe gerus van al die werk wat hy gedoen het. God het toe die dag geseën en gesê dit moet afgesonder wees van die ander 6 dae. Op die 7de dag het God nie gewerk nie. Hy het van die vorige dae se werk gerus. Sien, God het sy werk voltooi en op die 7de dag gerus. En hier is die merkwaardige deel van dit. God rus nie omdat hy moeg is nie. Hy rus omdat hy klaar is. Dit beteken rus is nie 'n herstel van swakheid nie. Dis 'n verklaring van vertroue. Rus is eintlik om te sê wat ek gedoen het is genoeg. Sien, in 'n wêreld wat altyd sê meer, kom God en hy sê voltooi. Ek het op 'n stadium iemand hoor die vraag vra, vir eintlik 'n grappie vertel wat die persoon gevra het, so wat is die verskil tussen 'n man met 5 kinders en 'n man met 5 miljoen rand in die bank? Die man met 5 kinders het genoeg.
want vir baie van ons is daar altyd nog. Daar's altyd meer wat ons jaag. In die wêreld wat altyd sê meer, kom God en hy sê voltooi. En wat hy dan nog doen is, hy kom seën die dag waarin hy gerus het. Dis die eerste keer in die skrif wat iets geheilig word, nie deur werk nie, maar deur te stop, deur terug te staan, en dit draai alles om. Want van daardie oomblik af, word rus nie meer 'n leksheid vir die wat sterk is nie. Dit word 'n patroon vir die mens. Dit word 'n patroon vir my en jou om te begin volg. Die tweede storie waartoe ek julle wil vat, is die woestynmanna en die vrees om genoeg te hê. In Eksodus 16 stap Israel in 'n landskap waar daar niks is nie. Daar's nie winkels nie, daar's nie voorraad nie, daar's nie sekuriteit vir hierdie mense nie. Daar's niks nie. Daar's nie water nie. Inteendeel, dis net plat. Dis een van daai plekke waar as jy 'n hond weghardloop, dan kan jy vir 3 dae lank sien hoe hy dit doen. Van ons regtig net eenvoudiglik niks nie. En dis in hierdie landskap, dis in hierdie plek waar God hierdie Israeliete, sy mense, sy volk begin leer hoe om te leef. Sien, elke oggend val daar brood uit die hemel, maar dit kom saam met 'n vreemde opdrag. Hulle mag net genoeg insamel vir vandag. Nie vir môre nie, nie vir volgende week nie. Net eenvoudiglik vir vandag. Eksodus 16 vers 19 tot 20 sê, Moses het ook vir hulle gesê, julle mag nie iets vir die volgende dag laat oorbly nie. Daar was ongelukkig mense wat nie na Moses geluister het nie. Dit klink nogal bekend. Hulle het daarvan tot die volgende oggend laat oorbly. Daar het Goggas toe ingekom en dit het sleg geruik. Moses het vies geword vir hulle. Sien, van hierdie mense, ten spyte van die opdrag om nie te moet probeer hou vir die volgende dag of die volgende week of die volgende maand nie, het mense dit nog steeds probeer doen. Hulle het probeer by mekaar maak en probeer by mekaar hou, maar dit het bederf, soos wat die Here gesê het gaan gebeur. En wat in hierdie storie gebeur is soveel meer as die Here wat net vir sy mense kos gee. Want die realiteit is, God kon hulle dadelik in 'n land van oorvloed ingelei het. Maar in hierdie woestyntydperk, in hierdie tyd waar daar niks om hulle is nie, waar hulle nodig het om so afhanklik te wees van die Here, is die Here besig om hulle te vorm. En hy leer hulle in daai tyd 'n eenvoudige sin. Iets wat ek en jy dalk nodig het om te begryp en te verstaan vanoggend. Wat die Here vir sy mense leer is, jy hoef nie beheer te hê oor dit wat die Here vir jou beloof nie. Jy hoef nie beheer te hê oor die belofte wat die Here oor jou en oor jou lewe maak nie. Maar die waarheid is menslike vrees is maar baie hardkoppig. Sien, party van daai mense probeer stoor, hulle probeer vashou en hulle probeer vir hulle self net 'n bietjie sekerheid verseker vir die volgende dag en die volgende week. En hierdie brood wat bedoel was om vertroue te bou, begin sleg ruik en vrot word in hulle hande. En dit is vir my en jou uitputting so dikwels werk. Dit begin as hierdie eintlik baie mooi idee van veiligheid skep. Ons moet net nog 'n bietjie harder werk, net nog 'n bietjie meer spaar, net nog daai bietjie meer. En op die einde van die dag, dan eindig dit op as 'n lewe wat heeltemal oorlaai is. En dan kom die Sabbat weer in. 'n Dag waar selfs die insameling van dit wat die Here vir hulle voorsien, ook moes gestop het. Sien, wat God vir hulle daar sê is, jou identiteit lê nie in hoeveel jy bymekaar kan maak en hoeveel jy kan draai nie. Wat die Here vir sy volk daar sê is,
hulle identiteit, wie hulle is, word bepaal in hoe baie hulle hom kan vertrou. Sien, ek en jy kan nie ons waarde plaas in my en jou eie kragte en insigte nie. Want ons is menslik en ons maak foute. Ek en jy kan nie staat maak op my en jou eie vermoë om te voorsien nie, want ons kan nie. Alles wat ons het is wat die Here vir ons gee. En partykeer moet ek en jy terugstaan van my en jou koninkryk af. En sy koninkryk laat heers in ons lewe. Sien, die derde storie waartoe ek julle wil vat, is in Jesus se lewe self. Jesus en die mense wat net eenvoudiglik nie meer kon nie. Sien, teen die tyd wat Jesus in Markus 2 verskyn, is godsdienstigheid die ding wat mense moeg gemaak het en uitgeput het. Sien, die Sabbat wat bedoel was om lewe te gee, het 'n las geword vir die mense. Reëls het oor mense begin regeer en mense het begin glo dat rus iets is wat verdien moet word, in plaas daarvan dat dit 'n geskenk is wat die Here vir ons baie keer wil gee. En dan in Markus 2 vers 27 kom Jesus en hy sê, Jesus beklemtoon toe weer, God het die Sabbat vir mense gegee om te geniet soos God dit bedoel het. Mense moenie allerhande reëls maak om die Sabbat 'n belangriker dag te probeer maak as wat dit is nie. Dit gaan in die eerste plek oor mense en nie oor die Sabbat nie. Die Seun van die mens het volle seggenskap oor die Sabbat. Sien, in die wêreld waar ons vandag leef, is al baie mense wat baie stry oor wanneer is die Sabbat? Is dit nou Sondag, is dit Maandag, is dit Saterdag? En dalk as jy weer in so 'n gesprek met iemand is wat iemand dit opbring, moet jy dalk net daai vers vir hulle aanstuur. Dit maak nie saak wat se dag die Sabbat is nie. Dit gaan oor die rus wat eintlik in die Sabbat vir ons gegee moet word. Die Sabbat is vir die mens gemaak. En al wie sê daaroor het, is die Seun van die mens. Is Christus. Sien, dis nie 'n klein opmerking wat Jesus hier maak nie. Dis 'n herdefiniëring van hoe God se hart werk en hoe hy aan my en jou dink. Sien, later aan in Jesus se lewe in Matteus 11 vers 28 tot 30 is daar 'n baie bekende gedeelte. En die boodskap sê dit eintlik so mooi en ek wil dit graag vir jou lees. Maar in hierdie oomblik wil ek jou nooi om net jou oë toe te maak. Bietjie jou verbeelding te laat gaan en ervaar hoe Jesus dalk vanoggend hierdie vir jou sê. Hy sê, daarom wil ek julle uitnooi. Voel julle moeg vir hierdie lewe. Knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra. Het julle godsdiens leeg geword, sodat julle geestelike dors nie meer les nie. Kom dan na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. Kom luister na wat ek vir jou oor die lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te lewe nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. Dit is nie moeilik om so te leef nie. Om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees. Kyk nou wie Jesus roep in hierdie storie. Dis nie die suksesvolle mense nie. Dis nie die mense met baie aansien nie. Dis nie die mense met baie invloed nie. Dis eenvoudiglik die mense wat moeg is. Mense wat uitgeput en uitgebrand is
deur die lewe wat se las net so swaar geraak het. En Jesus kom en hy maak nie net 'n belofte van verligting nie. Hy beloof 'n nuwe manier van dra. Leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Jesus bied nie net rus nie. Hy bied 'n ander juk om te dra. Dis nie die probleem van ons tyd, is nie dat ek en jy te veel werk het nie. Dis omdat ek en jy onder die verkeerde gewig leef. Ons probleem is nie dat ons te vol dagboeke het nie. Die probleem is dat ons dagboek vol is met die verkeerde dinge. Die vierde storie waartoe ek julle wil vat is Psalm 23. Die herder wat jou laat neerlê. Sien, Psalm 23 is nie 'n gedeelte wat gaan oor ontsnapping nie. Dis 'n psalm oor begeleiding. In die Afrikaanse Bybel vir almal, vers 1 tot 3 sê, die Here is my herder. Hy sorg vir my. Ek het genoeg van alles. Herder bring sy skape na goeie weiveld. Hulle eet genoeg en hulle gaan lê. Hy bring hulle na die water en daar gaan hulle lê en rus. So gee die Here ook vir my nuwe krag. Hy leer vir my om reg te lewe, want ek behoort aan hom. Sien, daai taal wat gebruik word in hierdie gedeelte is belangrik. Van die Here lei ons nie net nie. Hy laat ons lê. En daar's 'n verskil tussen wil rus en om toegelaat te word om te rus. Daar's 'n verskil om vir die volgende week te wil weggaan en om toegelaat te kan word om dit te doen. En baie van die mense wat hierso sit, baie van ons rus nie, omdat ons innerlik, binne in onsself is ons die heeltyd besig om reg te staan. Staan reg vir die volgende verantwoordelikheid wat gaan opkom. Ons staan reg want as iemand gaan uitvind dat ek hierdie week 'n bietjie lyf weggesteek het, dan gaan ek skuldig voel. Party van ons staan reg dood eenvoudig net omdat dit 'n gewoonte is. En ons weet nie hoe om anders te lewe nie. Ons weet nie hoe om af te skakel nie. Maar die beeld van die herder is radikaal. Hy bring jou na plekke waar jy nie hoef te beklei en te veg vir jou bestaan nie. Sien, daar's iets wat hier gebeur wat baie sag maar baie diep is. Sien, herstel begin nie wanneer ek en jy weer of meer begin hardloop nie. Herstel begin wanneer ek en jy besef, dit is nie nodig om te hardloop nie. Dit is nie nodig om te vlug nie. Dit is nie nodig om die volgende ding die hele tyd te jaag nie. Partykeer is dit dalk nodig om net eenvoudig te sien waar die Here vir jou die spasie wil gee om te lê en om te rus. En die vyfde storie waartoe ek wil vat is Jesaja en is die stilte wat krag geword het. In Jesaja 30 probeer die volk baie soos vandag hulle eie oplossings bou. Meer planne maak, meer strategieë, meer hulpbronne bymekaar maak, vinniger goed doen en God sê in hierdie oomblik iets baie verrassend vir sy mense. In Jesaja 30 vers 15 sê maar die Here, die heilige regerder van Israel sê, slegs as julle bekeer en julle vertroue in my stel en rustig op my wag, sal julle gered word. Julle krag lê daarin dat julle stil op my vertrou. Is nogal snaaks want die volgende vers sê en hulle het nie geluister nie. Sien, die wêreld sê dat krag kom van spoed en intensiteit en meer goed wat ons doen. En God kom en hy sê presies die teenoorgestelde daarvan. God kom sê dat krag kom van stil word en vertroue. Na volgende vers, dit wys eintlik net
hoe ons eerder kies om te jaag as stilte. Want is makliker. Hulle het nie geluister nie. En dis presies waar ek en jy ook leef vandag, waar baie van ons is. Ons voel nie moeg omdat die Here nie vir ons wil krag gee nie. Partykeer voel ons uitgebrand omdat ek en jy nie stil genoeg word om die krag wat hy vir ons gee te ontvang nie. Wanneer laas het jy regtig waar afgeskakel? En ek bedoel nie net iewers heen gegaan nie, want baie van julle ken ook die gevoel as jy iewers van 'n vakansie af terugkom, dan het jy nog 'n week vakansie nodig na jou vakansie net om te herstel van die vakansie. Sien, ons het verleer hoe om af te skakel. Ons het verleer hoe om te rus. Sien, God wil vir ons krag gee. Hy wil vir ons rus gee. Maar baie van ons word nie stil genoeg om daai rus en daai krag te ontvang nie. In Beautiful Resistance skryf John Tyson op 'n stadium en hy sê, rest is resistance to a culture of constant output. Sien, rus is nie net herstel nie. Rus is verset. Wat rus sê is dat ek nie is wat ek produseer nie. Wat rus sê is ek hoef nie my waarde te bewys deur hoe baie ek myself kan uitput en uitbrand nie. Om te rus sê dat ek nie behoort aan die spoed van hierdie lewe nie, maar ek behoort aan die Here. En dit is belangrik om te besef. Rus is nie onttrekking uit die wêreld nie. Maar om te rus is om nie deur die wêreld gevorm te word nie. Sien, ons 'n leuen wat baie van ons glo sonder om dit baie keer te sê. Ons sê vir onsself dat ons sal rus wanneer dit rustig geraak. Ons sê baie keer vir onsself, ja nee, hierdie week wat verby was net 'n bietjie van 'n rowwe week gewees. Maar as ons eerlik daarna moet kyk, dan was die afgelope 6 maande of die afgelope jaar eintlik net 'n besige week gewees. Sien, die lewe word nie rustiger nie. Dit word net anders besig. En so word rus elke keer vir ons iets wat iewers in die toekoms lê. Na 'n volgende seisoen, na die volgende projek, na die volgende verantwoordelikheid. Maar Jesus kom en hy werk nie met 'n uitgestelde lewe nie. Hy kom en hy sê, kom nou. Nie môre nie. Nie oormôre nie, nie volgende week nie, nie volgende maand nie. Nie wanneer ek en jy eers alles bymekaar kon kry nie. Eenvoudiglik net, kom nou. En dalk is jy vanoggend op so 'n oomblik waar jy kan dit voel in jou lyf, maar dis iets dieper. Jy's net moeg. Dis nie noodwendig net fisies nie, dis iets diep binne in jou. Moeg om altyd te moet sterk wees. Moeg om altyd aan te wees. Moeg om altyd nog 'n bietjie meer te moet gee. En as jy's in daai plek wat Jesus kom, nie met 'n opdrag nie, maar met 'n uitnodiging. Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Nie kom wanneer jy reg is nie. Nie kom wanneer jy alles uitgesorteer het nie. Net kom. Want dalk is die grootste leuen wat ek en jy glo, dat ons eers moet klaar wees voordat ons kan rus. Maar Jesus kom en hy vra nie en hy verwag nie klaar maak nie. Hy ontmoet ons in die middel van ons moeg en besig wees. En miskien vandag lyk weerstand nie soos om harder te beklei nie. Dalk lyk regte weerstand vandag meer soos om stadig genoeg te begin leef,
om hom weer te hoor. Om vir 'n oomblik op te hou jaag. Op te hou bewys. Op te hou dra wat jy nooit bedoel was om alleen te dra nie. En net eenvoudiglik vir 'n oomblik te rus. Nie omdat alles reg is nie, maar omdat hy naby is. En daardie eenvoudige, stil oorgawe begin jou siel net weer asemhaal. Vriende, dalk moet jy die Here toelaat om jou weer rus te gee. Dalk moet jy vir oggend net weer stil word. Laat die Here jou laat neerlê by die waters waar daar is. Vriende, dalk moet jy vir oggend net 'n klein bietjie terugstaan van jou vol lewe. En die Here weer die eerste plek op jou prioriteitslys gee. Hy wil vir jou rus gee. Vir jou gees, vir jou siel en jou liggaam. Maar laat hom toe. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat U vir ons 'n voorbeeld van rus kom gee. Dat U vir ons 'n voorbeeld van 'n vol lewe kom gee wat nie gevorm is deur die wêreld se standaarde nie. En Vader, ek wil vir elkeen vanoggend hier bid. Vader, mag ons rus vind in U goedheid. Mag ons rus vind in U nabyheid. Maar Vader, bo dit alles, mag ons braaf genoeg wees om in 'n wêreld vol gejaagdheid te kan stop. Om U te kan sien. En om U stem te hoor. En dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen.